Goed, ons kyk nou na die 5de brief in Openbaring. Ons begin nou by Openbaring hoofstuk 3. En hierdie brief is geskryf aan die gemeente van Sardes. Ek begin by vers 1. Ek skryf aan die engel van die gemeente in Sardes, dit sê hy wat die 7 geeste van God en die 7 sterre het. Ek ken jou werke, dat jy die naam het dat jy leef en jy is dood. Wees wakker en versterk die wat oorbly, wat op die punt staan om te sterwe, want ek het jou werke nie volkome voor God gevind nie. Onthou dan hoe jy dit ontvang en gehoor het, en bewaar dit en bekeer jou. As jy dan nie wakker word nie, sal ek op jou afkom soos 'n dief, en jy sal nie weet in watter uur ek op jou afkom nie. Maar jy het enkele persone ook in Sardes, wat hulle klere nie besoedel het nie. En hulle sal saam met my in wit klere wandel, omdat hulle dit waardig is. Wie oorwin sal bekleed word met wit klere, en ek sal my naam nooit uitwis uit die, ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie. En ek sal sy naam bely voor my Vader en voor sy engele. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Goed, so ons begin by hoofstuk 3 vers 1. En ons weet mos nou teen hierdie tyd dat hier is 'n brief wat aan 'n engel geskryf word van die gemeente in Sardes, en dan is dit vir my vir die eerste keer word ek bewus van die gedagte dat wanneer hy Jesus sê, ek skryf 'n brief aan die engel van 'n gemeente, dan sê hy daarmee, hierdie engel wat die brief voorgeskryf word my getuie in dit wat ek sê, dat daar 'n hemelse getuie is, wat hoor wat aan die gemeente gesê word. So dit is een van daai goed wat God seker maak dat wie ook al die brief lees, sal weet dat hy 7 engele het, aan wie hy hierdie briewe geskryf het, as getuies van dit wat hy sê. En dit is hoe belangrik dit vir ons is, om te verstaan hoekom hierdie brief geskryf is. Hierdie spesifieke boek Openbaring is maar net nog 'n brief wat geskryf is, aan wie? Aan die gemeente van God, wat ons almal insluit. En dan wil ek net ook dit sê, ek het nou onlangs geluister na iemand wat spesifiek gepraat het oor die briewe, en ook dan nou spesifiek die brief aan die Laodicense, en die persoon dis amper 'n standaard uitlating wat sê, Laodicense, die brief van die Laodicense verwys na die gemeente van ons tyd. En ek dink dis 'n bietjie dik vir 'n daalder, om te sê dat brief 1 was die eerste kerk en brief 7 was die laaste kerk, of die laaste tydvak voordat Jesus gaan terugkom. Ek dink dis 'n bietjie 'n aanname om te sê dat dit is hoe dit is, want hoekom sê ek so? Want elke brief het 'n waarskuwing in vir die gemeente van God deur die eeue heen. Vir elke gemeente is al 7 die briewe van toepassing. Jy kan nie sê brief 1 wat geskryf is aan Efese nie op ons van, dat daar sekere komponente in die brief is wat nie op ons van toe. Andersins kan 'n mens maar dood eenvoudig sê, okay, kom ons lees, omdat ons in die tydfase leef van die laaste kerk, soos wat ons nou glo, want dis die ander punt. Almal het gedink hulle is die laaste gemeente, of die laaste era, en dit al van Paulus hulle se tyd af. So, ek dink dis 'n bietjie dik vir 'n daalder om te sê, hierdie brief is nou vir die laaste groep gelowiges. Goed, so hy sê, dit sê hy wat die 7 geeste van God en die 7 sterre het.
Goed, so ons het gesê die 7 geeste, daar's 7 briewe, 7 geeste, 7 sterre, 7 gemeentes. Goed. En daarin kan 'n mens nou lees dat die 7 sterre, weet ons, is die 7 engele. Ek bedoel, dit sê die woord vir ons verklaar. Die 7 geeste het ons al aanduiding wat ons het oor die 7 geeste as 'n vertolking is die 7 oë. Met ander woorde, God se oog sien alles. Met ander woorde, wanneer God kyk na ons, dan sê hy, hy weet alles wat ons doen, hy weet alles waarmee ons besig is. En dan sê hy ook, en wanneer ons dan kom nou by Laodicea, dan kom ons by die belangrikheid van die oog, want die oog uiteindelik is 'n baie belangrike deel van die liggaam van Christus. Want dis die oog wat kyk, sodat die oor kan hoor. Ons sal later 'n bietjie meer daaroor sê. Goed. Dan sê hy ook in vers 1, ek ken jou werke, dat jy die naam het, dat jy leef, en jy is dood. Nou, dit is iets wat deurgaans sê die Here dit, ek ken jou werke, ek ken jou werke. Wat beteken dit? Met ander woorde, daar's een van 2 goed gaan prominent wees in ons stap saam met die Here. In terme van werke. Dit gaan of werke van ongeregtigheid wees, of werke van geregtigheid. So, en werke van geregtigheid het ons ook gesien in die vorige brief aan Thyatira, dat dit in 2 opgedeel is, met ander woorde jou eerste en jou laaste. Jou eerste en jou laaste werke is werke van geregtigheid. So, ons het daar gepraat van die protos en die eskatos, en ek wil nie nou daarop ingaan nie, maar dit is duidelik dat daar werke van geregtigheid is, maar daar is ook werke van ongeregtigheid. Nou dit wil ek ook nie nou op hierdie stadium verduidelik nie, want ons het al baie daaroor gepraat. Al wat ek op hierdie stadium wil sê is dat Christus weet waarmee ons besig is in terme van geestelike werke, en as ons nou oor werke per se wil praat, dan moet ons ook gaan kyk na Jakobus, hoofstuk 2 vanaf vers 14 tot 26, wat praat oor werke wat saam met geloof werk. Met ander woorde, geloof moet uitwerk in werke. So jy werk met die woord, en die woord verwag van my om sekere aanpassings te maak in dit wat ek geglo en gedoen het, wat in lyn staan met die werke van geregtigheid. So, Jesus sê hier, ek ken jou werke, dat jy die naam het, dat jy leef. Nou, dit is die werk. Die werk is, en dis 'n werk van ongeregtigheid. So, wat is dat jy die naam het, dat jy leef? En dit is wat ongelukkig die grootste probleem is met mense wat met die dinge van die koninkryk besig is hy werk met die woord 100%. Hy werk met die woord, hy lees die woord, en dan wat hy doen is hy vat die woord, hy bied dit aan as Christen, met ander woorde, hy praat die taal van Christenskap, maar hy bied dit aan vanuit die vleeslike. Met ander woorde, hy vat 'n geestelike beginsel, en dit is ongelukkig wat gebeur deurgangs. Hy vat 'n geestelike beginsel wat werk van geregtigheid moes gewees het, wat my koppel aan my ewige bestemming, vat hy en hy bring dit na die hedendaagse toe, en hy maak dit 'n beginsel wat ek vir hierdie lewe moet aanwend. En dit is werk van ongeregtigheid. En nou sê hy hier, jy het die naam dat jy leef. Met ander woorde, wat is die naam? Die naam is, God se woord is die naam. My naam is die woord van God. En ons gebruik die woord van God
na die vlees toe, en dan lyk dit soos lewe, maar dit is dood. So kom ons kyk net vinnig na Efesiërs hoofstuk 2, vanaf vers 1. Ek gaan net daai eerste 3 verse lees. Efesiërs 2 vanaf vers 1. En julle het hy, hoe gemaak? Lewend gemaak. Julle het hy lewend gemaak wat dood was. Julle was eers dood. Nou klink dit, iemand is uit die doodheid opgewek. Nee, jy was dood. Hoekom was jy dood? Hierso staan dit. Jy was dood deur die misdade en sondes. En nou, kom ons trek net gou daar 'n streep. Nou gaan die gemiddelde persoon wat hierdie skrif ontleed, gaan sê, Jannie was dood deur die misdade en sondes wat hy gedoen het, en dan sê hy, wat was sy misdade en sondes, en dan trek hy dit alles deur na sy vleeslike sondes wat hy gedoen het. Hy het gevloek, hy het gesteel, hy het gelieg, hy het met meisies geslaap, en al die goeders wat ons gebruik om te sê, hy was as gevolg daarvan dood, maar dit is nie waar nie. So, waaraan was hy dood? Deur sy misdade en sondes? Nou luister, vers 2. Waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig, wat dan nou die Satan is, van die gees wat nou in die kinders van ongehoorsaamheid werk. So wat is die kinders van ongehoorsaamheid? Gehoorsaamheid gaan saam met wat? Gehoor. Jy kan net gehoorsaam wees aan dit wat jy hoor. En nou gaan jy vir sê, ag kom nou, dis mos nou logies. Maar jy sien, jy kan net gehoorsaam wees aan die geestelike as jy geestelik luister na die dinge van die koninkryk van God. En as jy ongehoorsaam is, dan is jy ongehoorsaam aan die geestelike dinge van die koninkryk van God. En jy kan nie die geestelike dinge hoor as jy met 'n vleeslike oor daarna luister. Nou gaan jy weer vir my sê, maar hoe dan nou? Hoe moet ek dan nou geestelik hoor? En dis waar die geheim in lê van die verskil tussen Christen en ware gelowige. Die Christen hoor met sy oor, en die oor waarmee hy dit hoor is met sy vleeslike oor, en hy interpreteer die woord van God met sy vlees. Kom ek gebruik die algemene voorbeeld wat ek lief is om te gebruik, en dit is die woord wat sê, spreek lewe, sê hulle. Goed, die woord sê, lewe en dood is in die mag van die tong, en dan gebruik hulle dit as 'n woord om te sê, pas op wat jy vir mense sê, pas op wat jy oor jouself uitspreek, pas op as jy byvoorbeeld sê, ag, weet jy wat, ek is so dom, en dan, moenie dit sê nie, jy spreek dood oor jouself, nou gaan jy dom raak, of jy sê vir jou kind, weet jy is dan vrekstout, en nou het jy dood oor jou kind gespreek, en dit is nie wat lewe en dood is in die mag van die tong beteken nie. Want as jy dit so aanbied, dan is dit 'n werk van ongeregtigheid. So wat beteken lewe en dood is in die mag van die tong? Dit beteken as jy die woord van God gebruik en jy wend dit geestelik aan vir mense, dan bring dit lewe voort. As jy dit vleeslik aanbied, met ander woorde presies wat ons nou hier as 'n voorbeeld gebruik, as ek vir mense sê lewe en dood is in die mag van die tong beteken moenie doodspreek oor mense nie, dit is nie geregtigheid nie, dit is ongeregtigheid. Ek lees gou klaar. Vers 3, Efesiërs 2:3, onder wie ons almal ook vroeër gewandel het wat
in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het. Goed, so kom ek verduidelik weer. Ons sit met, in die tyd waarin ons leef, sit ons met 'n geweldige stroom van welvaartsleringe. God wil jou ryk maak. God wil jou die kop maak en nie die stert nie. God wil jou seën. God wil dit vir jou doen. Hy wil hê jy moet alles hê wat jy begeer. Goed? En binne dit is dit mos nou vleeslike begeertes. So as ek begin predik na mense se vleeslike begeertes toe. Nou, weer 'n keer, daar's soveel skrifte wat 'n mens sou kan aanhaal om as 'n teenvoeter te gebruik van 'n vleeslike ingesteldheid. En kom ons gebruik nou sommer gou Jakobus hoofstuk 4. Jakobus hoofstuk 4 sê, waarvan kom oorloë en vegtery onder julle? Kom hulle nie hiervandaan van julle welliste wat in julle lede stryd voer nie? Julle begeer en julle het nie, julle pleeg moord en is naaiwerig en julle kan niks verkry nie, julle veg en maak oorlog en julle het nie, omdat julle nie bid nie, julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welliste deur te bring. Met ander woorde, so, jy bid vir die Here. O, Here, ek is nie meer gelukkig in my werk nie, gee vir my 'n ander werk. En nou begin jy jou hele gebedslewe te fokus op, ek moet 'n ander werk kry. Of jy is nou, jy het nou 'n geleentheid in 'n ander dorp gekry. En nou begin jy jou hele gebedslewe te fokus. O, Here, maak vir my daai deur oop. En dit het nou absoluut. En dit is wat ons doen om ons vleeslike begeertes te bevredig. Beteken dit dat ek nie kan bid vir, Here, ek het 'n ander geleentheid wat tot my aangebied word. Is dit wat die Here vir my wil hê nou? Nou bid jy. En nou sê jy, Here, hier's nou 'n geleentheid, maar ek is nie seker of hierdie die geleentheid is wat vir my nou beskore is nie. En ek is nie seker of ek hierdie geleentheid moet aanneem nie. En dan kom die Here, en dan kan jy vir die Here vra, as dit nie van U af is, dat ek hierdie geleentheid moet aanneem nie, maak asseblief die deur toe. En maal sonder tal sal jy agterkom, dat die Here het gesien jou begeerte is nie om jou vleesbegeerte te vervul nie, maar om die Here te behaag, en omdat jy hom wil behaag, is jy bereid om tot hom te nader, om seker te maak dat hierdie werk of hierdie geleentheid wat in 'n ander dorp vir jou aangebied word, dat dit nie jou wegsleep van hom af nie. En dan, as jy hom vra, sal hy die deur toemaak. Dis wat hy doen. Dit is wat hy doen. En ons moet getrou wees om nie vir ons eie begeertes, want hierso sê hy in Efesiërs 2 vers 3, onder wie ons almal ook vroeër gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees. En dan sê hy, en ons was van nature kinders van die toorn, net soos ook die ander. So, ek kom terug na Openbaring 3 toe. Hy sê, ek ken jou werke, dat jy die naam het dat jy leef en jy is dood. So daai dood, jy is, en dit is wat Christene nie verstaan nie. Hulle dink, net omdat hy Jesus Christus aangeneem het as verlosser en saligmaker, is hy nou gered. En daarom gaan hy hemel toe. Maar ons het nou al so baie hieroor gepraat, dat dit is nie die begin en die einde van alles nie. Jy moet wandel in die lewe en uitkom uit die dood uit. So, ek bevestig dit net om te sê, as jou wandel 'n vleeslike wandel met Christus is, dan wandel jy nie in die lewe nie, maar in die dood. En dit sal jou ewige dood bewerkstellig. Moenie met die Here werk of met die woord van God werk vanuit die vleeslike begeertes nie. Sit dit eenkant vir eens en vir altyd. Raak ontslaaf van jou vleeslike begeertes en begin die Here te dien vanuit
gees en waarheid, nie vlees en waarheid nie. Goed, ek dink ons het die punt gemaak. Nou sê hy, wees wakker en versterk die wat oorbly, wat op die punt staan om te sterwe, want ek het jou werke nie volkome voor God gevind nie. Nou, weer 'n keer, 'n bietjie suurdeeg maak die hele deeg suur. Jesus gebruik suurdeeg as iets wat daartoe lei, want die woord van God is ongesuurde brood. Dit weet ons, Jesus het baie daaroor gepraat, selfs die Ou Testament het God gesê, toe hy die volk uitvat uit Egipte uit, toe begin hulle met die pad van ongesuurde brode. Brode wat nie suurdeeg in het nie. Nou, moet dit nie vleeslik beskou nie, want dan gaan jy weer in 'n slaggat trap. Ongesuurde brood in die geestelike konteks beteken, daar mag niks in die brood wees wat die brood bederf, omdat dit suurdeeg in het nie. Jesus sê, dat jy 'n klein bietjie suurdeeg, as jy dit inmeng in meel in, dan trek daai suurdeeg in daai hele deeg in, en dit versuur die hele deeg. En dit is die beeld van, as jy een ietsie glo, so kom ek gebruik 'n voorbeeld. Die onderhouding van die Sabbat. Nou maak ons van 'n geestelike beginsel, maak ons 'n vleeslike beginsel. So ons vat daai stukkie wat ons nou gesê het, sien jy daar staan, jy moet die Sabbat onderhou. En dan werk ons dit in ons evangelie in, en sê, ja, ons glo al die goed, jy moet Jesus aanneem, ons glo alles van die evangelie, en ons glo dit en ons glo, maar saam met dit glo ons ook, jy moet die Sabbat onderhou. Nou, daar's genoeg skrifte, wat sê, ek is nie geroep om 'n spesifieke dag te onderhou nie. Nou moet 'n mens na die skrif gaan kyk rondom dit, want ons kan so maklik met die skrif werk wat vir ons werk, en dan maak ons 'n hele ding daarvan, maar ons gaan kyk nie wat die skrif regtig daaroor sê, van, is ons veronderstel om die Sabbat te onderhou al dan nie. Ons het nou net hier en daar het ons 'n skrifgie gevat, ons het daarmee gewerk, en ons het uiteindelik daarop uitgekom, dat ja, nee, sien jy, daar staan dit, jy moet die Sabbat onderhou. Nou, is daar skrifte wat ons daarteen waarsku. 'n Skrif wat byvoorbeeld ons kry in Kolossense. In Kolossense dan sê hy, laat niemand julle dan, ek lees in Kolossense hoofstuk 2 vers 16, laat niemand julle dan oordeel in spys of drank, of met betrekking tot 'n fees, of nuwe maan, of Sabbat nie, wat 'n skaduwee is van die toekomstige dinge, maar die liggaam behoort aan Christus. Met ander woorde, en dan sê hy op 'n later stadium, as julle dan saam met Christus, vers 20, Kolossense 2:20, as julle dan saam met Christus die eerste beginsels van die wêreld afgesterf het, waarom is julle asof julle nog in die wêreld lewe, onderworpe aan insettinge, soos raak nie, smaak nie, roer nie, aan nie, almal dinge wat deur die gebruik bestem is om te vergaan volgens gebooie en leringe van mense. Want alhoewel dit 'n skyn van wysheid het, in eiesinnige godsdiens en nederigheid en in gestrengheid teen die liggaam geen waarde het nie, maar strek tot die versadiging van die vlees. Sien jy daar? So, ons moet die Sabbat onderhou. Nou begin mense en hulle hou die Sabbat. Ja, en nou, wat word gebeur? Nou word die vlees versadig. Die vlees begin nou te roep, wat sê, sien jy, ek hou die Sabbat, jy hou nie die Sabbat nie, en omdat jy nie die Sabbat hou nie, gaan jy verlore gaan en ek is gered. En dit is wat die Sabbatariërs doen. Hulle maak 'n geweldige ding van Sabbatsonderhouding.
En as jy nou daai gedeelte in Kolossense 2 gelees het, dan kom jy ook agter dat dit haak so mooi aan by Openbaring 3 wat sê, hulle lyk asof hulle leef, maar hulle is dood. Dit klink so reg, maar nou het ek al gesien, ouens wat die Sabbat onderhou, nou begin allerhande ander goeders inkruip. So hy hou die Sabbat, en nou begin hy op 'n sekere manier anderster te praat al. En want dis wat suurdeeg doen. Nou begin hy, Jesus se naam word nou Yeshua, en God se naam word Yahweh, en so begin hulle met allerhande vreemde goeders te werk rondom die Sabbat. En dan begin hulle begin op sekere kosse nie te eet nie, hulle eet nie vark nie, en nou eet hulle kietkapbrode en alles, die wêreld gaan staan stil op 'n Vrydag aand tot op 'n Saterdag laat, sonsondergang tot sonsondergang. En dit is net absoluut nie waaroor ons evangelie gaan nie. Hy sê, wees wakker en versterk. Wat beteken dit? Wat wees wakker en versterk beteken is, jy moet seker wees dat, wanneer jy sê, okay, ek moet die Sabbat onderhou, moet jy seker wees, jy het die skrifte deeglik geondersoek, om te weet, dit is wat die woord sê. Want as jy dit nie gaan deeglik ondersoek nie, en jy doen nie jou huiswerk nie, en jy spandeer nie tyd in die woord nie, en jy vra nie vir die Heilige Gees om vir jou dit oop te breek nie, dan gaan jy vasval, en dan sê hy, jou werke is nie volkome nie. Wat beteken dit? Jy glo 'n klomp waarhede, maar daar's 1 of 2 of 3 goedjies wat jy vashou aan, met verbete aan vashou. En dit maak dat jy begin agteruit beweeg in jou stap saam met die Here. Want dit is wat suurdeeg doen. Jy voordat jy jou kon kry, het hierdie, ek wil amper sê, ek weet, iemand het een keer vir my gesê, ek weet nie of dit is waar is nie, maar 'n seekat het mos so tentakels. En as jy 'n seekat se een poot afsny, sy een tentakel afsny, dan groei hy weer aan. En dis die probleem met as jou werke nie volkome is nie. Jy sny iets af wat jy nie geglo het nie, as waarheid, en dan is dit so, maar omdat jy nie doodgemaak het, goed wat jy moes doodgemaak het nie, en dis nou by Kolossense 3, jy moet seker maak dat jy vleeslike ingesteldheid doodmaak. As jy glo jy moet die Sabbat onderhou, maak seker dis wat die woord sê, en as jy agterkom dis nie die waarheid nie, maak dit dood. Maak dit dood, want as jy dit nie gaan doodmaak nie, dan is jou werke nie volkome nie, en dan sê hy, sal jy uiteindelik gaan daai tentakel begin teruggroei in jou geestelike stap. Vers 3. Openbaring 3. Onthou dan hoe jy dit ontvang en gehoor het. Hier's die gehoor. Hoe het jy dit ontvang en gehoor? En dis belangrik, dat jy verstaan wat beteken hoor en ontvang. Hoor en ontvang beteken, ek hoor die woord van God, maar ek vra die Heilige Gees om dit aan my bekend te maak, dat dit 'n gees, ek wil net sê, elke keer wat jy met die woord besig is, moet jy tot die Heilige Gees bid en sê, Heilige Gees, ek gaan nou met God se woord werk, en ek weet, menslike insig is nie hiervan toepassing nie, ek het u insig nodig wanneer ek met die woord werk. Dit is waaroor die skrif gaan, en daar's soveel skrifte wat ek nou kan aanhaal, maar onder andere sê hy, bid sonder ophou. Met ander woorde, dis een van daai goed wat jy kan nie, en ek is nou by 1 Tessalonisense 5. Hy sê, in vers 17, bid sonder ophou, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle, blus die Gees nie uit nie. Bid sonder ophou, vers 17, 17 en vers 19 sê blus die Gees nie uit nie. Hoe blus ons die Gees uit?
Met ander woorde, ek sê, en ek gebruik dit nou, ek maak dit nou 'n bietjie prakties, en ek weet niemand doen dit so nie, maar jy sê vir die Heilige Gees, luister Heilige Gees, u moet nou eenkant staan. Ek gaan nou my menslike verstand insig hier aanwend. En dit is dodelik gevaarlik, want jy sal nie vanuit jou menslike insig, en ek het al baie redenasies met ouens gehad, en dan kom hy en dan sê, maar die ding is, kan jy nie, dus gebruik net jy moet net logies wees, dink net logies, en dan kom hulle met logika, wil ek vandag vir jou sê, het op die aarde niks met geloofslewe uit te waai nie, en hoe weet ons dit? Gaan lees 1 Korintiërs hoofstuk, die hele 1 Korintiërs 2. Vers 13 sê, daarvan spreek ons nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie, maar met die wat die Heilige Gees leer, sodat ons die geestelike dinge met die geestelike vergelyk. Met ander woorde, gaan lees 1 Korintiërs hoofstuk 2, en dan sal jy sien, menslike insig het niks daarmee te doen nie. En daarom sê, in vers 3 hier in Openbaring 3, onthou dan hoe jy dit ontvang en gehoor het. Hoe het ek dit ontvang? Deur mental faculty, met ander woorde, ek lees die woord van God met my fisiese oë, en ek gebruik my fisiese brein om dit in te neem, maar ek het die inspraak van die Heilige Gees nodig, om dit vir my geestelik oop te maak, met ander woorde, te hoor. Dis hoekom, en nou kan jy teruggaan na Markus hoofstuk 4 toe, wat sê, Christus sê vir sy disippels, hy gee vir hulle gelykenis, en dan vra hulle vir hom, en terwyl hy, Markus hoofstuk 4 vers 10, en toe hulle alleen was, wie? Die disippels, het die wat saam met die 12 rondom hom was, hom na die gelykenis gevra. Here, wat beteken hierdie gelykenis? En hy sê vir hulle, aan julle, wie's julle? Julle wat geestelik hoor, aan julle is dit gegee, om die verborgenheid van die koninkryk van God te ken. Vir julle, geestelike julle. Dan sê hy, maar vir hulle, vleeslike hulle, wat buite is, wat buite waar is, buite die koninkryk van God is, kom alles deur gelykenisse. Met ander woorde, vir hulle is dit skrif op papier. Vir hulle is dit net, hy lees dit en dan sê, maar dis wat daar staan. Maar jy sien, en dan sê hy, sodat hulle kan kyk en nie sien nie, en hoor en nie verstaan nie. Dat hulle nie hulle miskien bekeer en hulle sondes hulle vergewe word nie. Jy sien, dis die punt. Wat vergewe my sondes vir my? Ek glo 'n ding vleeslik, want ek het dit vleeslik geïnterpreteer. Ek was deur mense wat dit vir my aangebied het dit vir my vlees aangebied. Sien jy, dis wat daar staan. Maar wanneer ek die geestelike insig begin kry deur die werking van die Heilige Gees, dan kom ek op 'n punt waar ek alles geestelik beoordeel, soos 1 Korintiërs 2 sê. Nou wil ek jou, en ek spring nou 'n bietjie rond, maar ek bedoel, dis die Heilige Gees wat nou werk. Goed, so ek lees vir jou in 1 Johannes 2. 1 Johannes 2, vers 25. Ek gaan 'n paar verse lees. Ek dink 5 tot 27. Vers 25, 1 Johannes 2, 25 tot 27. En dit is die belofte wat hy ons beloof het, naamlik die ewige lewe. Right, so die ewige lewe is nie 'n kom ons noem dit 'n quick fix beginsel nie. Ek weet nou nie eers wat die regte bewoording wat ek hier moet gebruik nie, maar ewige lewe beteken nie, het jy Jesus aangeneem? Ja, is jy gedoop? Het jy die Heilige Gees ontvang? Ja, 3 ja's en nou het ek die ewige lewe. Nee. Dis nie hoe dit werk nie. Nou sê hy, dit het ek aan julle geskrywe, vers 26, 1 Johannes 2, 26, dit het ek aan julle geskrywe met betrekking tot die wat julle mislei, en die salwing wat julle van hom ontvang het. Wat is die salwing? Die Heilige Gees, bly in julle, en julle het nie nodig dat iemand julle leer nie, maar soos
dieselfde salwing julle aangaande alles leer. Die Heilige Gees leer julle alles. So is dit ook waar en geen leuen nie. En soos die julle geleer het, so moet julle in hom bly. Gees en waarheid. Gees en waarheid. Die Heilige Gees werk saam met die waarheid in jou en my lewe in, sodat ons die ewige lewe deelagtig kan word. Waarin lê die ewige lewe? In die waarheid. Die ewige lewe is nie 3 sinnetjies en nou het ek die ewige lewe nie. Die ewige lewe is ingeskryf in die hele woord van God, wat saam met die woord van God werk, in die werking van die Heilige Gees, om my gees mens op te bou in die geestelike dinge. Goed. Punt gemaak, ons is nou by vers 3 se tweede deel. Hy sê, bewaar dit en bekeer jou, want jy moet bekeer, wanneer jy, die Heilige Gees sal vir jou wys waar jy verkeerd getrap het, en as bekeer jy, maak jy reg. Nee, nou vat jy hierdie ding wat jy vleeslik geïnterpreteer het, ek moet die Sabbat onderhou, en dan sê, nee, dis nie wat daar staan nie. Daar staan nie, jy moet die Sabbat onderhou nie, daar's baie duidelike skrifte rondom die Sabbat, en ek gaan nou nie verder in diepte daaroor gaan nie. Nou sê hy, as jy dan nie wakker word nie, sal ek op jou afkom soos 'n dief. Nou dis ook 'n skrifgie wat nou baie maklik verkeerd geïnterpreteer word. Dit beteken, mense gaan vir jou sê, Jesus gaan op die dag kom wat jy dit nie verwag nie. So, en kom ons gebruik 'n voorbeeld, Jannie dien nie die Here nie, hy is nie getrou aan die Here nie, en nou ry hy hier in die straat af, en daar ry hy in 'n ander kar vas, en hy is op slag dood, en nou word dit gesien as, die Here het nou soos 'n dief gekom. Dis nie wat dit beteken nie. Dis nie wat dit beteken nie. Die dief, Jesus wil hê ek en jy moet bekleed wees met hom. Nou, ek gaan nou maar net een versie in Openbaring 16 gou aanhaal. Vers 15, Openbaring 16:15, kyk ek kom soos 'n dief, salig is hy wat waak en sy klere bewaar. Sy klere bewaar. Nou, Kolossense 3 praat van, beklee julle dan, beklee julle met Christus. Ons moet met Christus, die woord is vol daarvan, dat ek en jy ons met Christus moet beklee. Wie is Christus? Hy is die woord van God. Ek moet my met sy woord beklee. Gees en waarheid. En wanneer ek met gees en waarheid werk die hele tyd, en dis 'n konstante. Die ewige lewe is 'n konstante werking van, ek is besig met die Heilige Gees en die woord van God, en ek is besig om my te vernuwe met die nuwe kleed van Christus. En daar is nie 'n versadigingspunt as dit kom met die bekleedsel van Christus nie. Dis 'n kleed, dis A, die kleed van Christus, en B, die reiniging van die kleed. Ons moet onsself konstant reinig, ek gaan nou by dit kom, maar hy sê, want as jy nie gaan waak nie, gaan ek soos 'n dief kom. Nou het ons gelees in hoofstuk 16, Openbaring 16, vanaf vers 15, kyk ek kom, Christus, ek is Christus, kom soos 'n dief. Klink dit vir jou, sjoe, Christus is 'n dief, is soos 'n dief, salig is hy wat waak en sy klere bewaak. So wat sê hy daarmee? Hy sê, ek hou jou dop, en ek het my oog is op jou, en ek wil konstant sien dat Anton besig is met die woord van God, saam met die werking van die Heilige Gees, om homself te beklee met Christus, en sy kleed konstant te reinig, met die waarheid van die woord. Efesiërs 5. En hoekom? Hy sê, want anderster gaan ek kom soos 'n dief en ek gaan jou kleed wegneem. Ek gaan op jou afkom en jou kleed wegneem, en jy sal nie weet in watter uur ek kom nie. Wat? So met ander woorde, die Here kyk die hele tyd na sy mense. En hy kyk, wie is met my besig? Wie is met my besig? En hy hou ons almal dop, en hy hou ons almal dop. En dan sien hy, hier is een ou, hy is daar by die kerk, hy is besig met allerhande godsdienstige werkies en goeders, maar hy is nie besig om hom te beklee nie. En dan sê die Here, okay, genoeg hiervan, en dan kom vat hy jou kleed.
dan vat hy jou die bekleedsel, jou geestelike kleed vat hy weg. En weet jy wat? Jy gaan dit nie eers weet nie. En dit is, hy sê jy weet nie wanneer hy kom nie. Wees nou waaksaam, want jy weet nie wanneer hy kom nie. En daarom sê hy, waak. En Jesus vat jou kleed, nie die duiwel nie. En moenie daai speelietjie speel van, later gaan ek begin waak nie. Later sal ek sal later daaroor waak. Moenie dit doen nie. Hy gaan jou, en hy sal jou kleed by jou kom wegneem. En dit is 'n verskriklike, groot, ernstige, diep waarskuwing. Vers 4. Maar jy het enkele persone ook in Sardes wat hulle klere nie besoedel het nie. Nou, daar's 'n versie wat praat rondom die klere wat nie besoedel is nie. En ek wil sommer blaai na Judas 1 vers 23 wat sê, en ook die kleed, die tweede deel sê, en ook die kleed moet julle haat wat deur sonde bevlek is. Die kleed moet julle haat wat deur sonde bevlek is. Weet julle wat? Ons moet onsself, ons kleed, dis een ding om te sê, ek het die kleed van Christus, maar is 'n ander ding om te sê, my kleed is gewas. My kleed is rein, want dit is die ander ding van die kleed. Dit help nie om te sê ek het die kleed van Christus, maar my kleed is nie skoon nie. Ek moet my kleed gedurig met waarheid skoon maak, want andersins gaan ek op een of ander stadium gaan ek my kleed verloor, want ek verloor my kleed omdat hy nie skoon is nie. Dis die rede hoekom jy jou kleed gaan verloor, is omdat hy nie gereinig is nie. Nou, ek wil miskien net verwys na die kleed in Efesiërs hoofstuk 5. Hy sê, manne, julle moet julle vroue lief hê soos Christus, vers 25, Efesiërs 5, ook die gemeente liefgehad en homself daarvoor oorgegee het, om dit te heilig nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord. Sodat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik sonder vlek of rimpel of iets dergeliks. Sonder vlek of rimpel of iets dergeliks. Jy sien, jou kleed moet gereinig wees. En om hom rein te maak, het jy die woord van God nodig om die vlekke, die kolle wat op jou kleed sit, is die kolle van ongeregtigheid wat gereinig moet word. Daar's baie skrifte, maar ek gaan nie nou op die diepte van dit ingaan nie. Goed. Daar's van hulle wat hulle klere, ek is nou nog terug weer by Openbaring 3 vers 4, wat hulle klere nie besoedel het nie, en hulle sal saam met my in wit klere wandel. Nou kom ons kyk gou 2 Petrus 3 vers 14. 2 Petrus 3 vers 14 sê, daarom geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik voor hom bevind mag word in vrede. Onberispelik voor hom bevind mag word in vrede. Met ander woorde, wat is vrede? Die vrede wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle die waak hou. Wat beteken daai vrede? Wanneer ek in reinheid voor God wandel, saam met die werking van die Heilige Gees, dan het ek vrede met God. Dan het ek en God vrede met mekaar. Dan het hy die oordeel van my afgehaal en ek en God wandel in vrede saam. Hoekom? Want omdat hulle dit waardig is. Hulle sal saam met my in wit klere wandel, omdat hulle dit waardig is. En ek wil nou gou vir jou sê, die wandel in wit klere is nie eendag in die hemel nie, dis nou. Nou, jy moet nou met Christus wandel in wit klere. En dit het niks te doen met jou vlees nie. Jy kan nie met jou vlees wandel nie. Jy kan nie. En ons moet dit eens en vir altyd
moet ons dit voor mekaar uitmaak. Dat die vlees, en ek probeer nou net, ek dink is Romeine 4. Romeine 4. Romeine 4 wat sê, vers 1, wat sal ons dan sê? Het Abraham ons vader na die vlees verkry? Want as Abraham uit die werke geregverdig is, het hy iets om op te roem, maar nie teenoor God nie. Want wat sê die skrif? Abraham het in God geglo en dit is hom tot geregtigheid gereken. Maar aan hom wat werk, word die loon nie na guns toe gereken nie, maar na verdienste. Aan hom egter wat nie werk nie, maar glo in hom wat die goddelose regverdig, word sy geloof tot geregtigheid gereken. En dan sê hy, op 'n stadium dan sê hy, dit is onmoontlik om uit die vlees God te behaag. Ek het nou nie daai skrif hier voor my nie. Ek het nie die skrif wat sê dat jou vlees kan God nie behaag nie. Ag, jete, ek is nou jammer, ek het nou nie daai skrif hier. Ek het nou net aan die skrif gedink toe ek hier besig was om te praat. Toe herinner die Here my aan die ding van dat vlees kan God nie behaag nie. Vlees is nie my manier. Met ander woorde, ek reinig nie my vlees nie. Ek kan nie. Ek kan nie God behaag deur my vlees te reinig nie. En daar's baie predikers wat dit preek. Jy mag raak ontslaaf van daai partytjies en dronkpartye en raak ontslaaf. En die woord praat van dronkpartye, maar dis geestelike dronkpartye. Dis in die kerk dans en wals voor die Here en allerlei vreemde goeters doen en rook laat opgaan en dis waarna hy verwys. Maar hy verwys nie na my vlees lewe daar buite nie, en ek sê nie daarmee jy moet 'n losbandige vleeslike lewe lei nie, dis nie wat ek sê nie. Nou sê hy, vers 5, wie oorwin, sal beklee word met wit klere. Wie oorwin, sal beklee word met wit klere. Wie beklee jou? Christus. Wie reinig jou kleed? Christus. Wie gee vir jou kleed? Christus. Wie gaan jou klees by jou wegneem as jy nie in heiligheid wandel nie? Christus. En dan sê hy, ek sal jou beklee met wit klere en ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie. Nou, weer 'n keer. En dis die enigste manier hoe ek dit kan beskryf. Wat is die boek van die lewe? Nou, ek weet nie hoe dit werk nie. Ek weet nie presies, jy weet, daar's 'n hele liedjie oor 'n rollcall, jou naam gaan uitgeroep word eendag in die hemel, en is Anton hier, is Gerard hier, is Johan hier, is Sandra hier, jy weet, is daar, kom, nee, ek dink nie dis hoe dit is nie. Want Christus identifiseer jou en my met ons harte wat beskryf is met sy naam. Sy naam moet in my opgeteken wees, en dan is ek in sy naam opgeteken. En dis die enigste manier hoe ek dit gesond kan verduidelik. Want Christus sê, Johannes 15 is die voorbeeld. Johannes 14 praat van Jesus wat met sy Vader gewandel het, en hy het sy Vader verheerlik deurdat hy alles gedoen en gesê het wat sy Vader van hom gevra het. En daarin lê sy identifikasie, en dan sê hy, ek en my Vader is een, en dan Johannes 15, dan sê hy nou, okay, nou het julle gehoor hoe ek en my Vader, ek is in hom en hy in my, en nou sê hy, wees julle nou in my, soos ek en my Vader is, en dan word julle een met my. Met ander woorde, skryf my naam op julle harte, en sy naam is die woord van God. Ons het nou al baie daaroor gepraat, Openbaring 19 vers 13. So ek moet sy naam in my skryf, dan is ek in sy boek ingeskryf. Die boek van die lewe is sy boek. Sy woord is die boek van die lewe, wat in my ingeskryf word, wat my met hom verenig in 'n eenheid, en nou is ek in hom en hy in my. Johannes 15. En ek sal sy naam bely voor my Vader en voor sy engele. Met ander woorde, sy naam, want jy sien, ons kom nou by 'n nuwe naam, nee, daar's 'n nuwe naam.
wat op jou en my geskryf gaan word. En daai naam is die naam van die woord van God word in my geskryf, maar daar's 'n nuwe naam en ons gaan daaroor praat in die volgende gedeelte, die brief van die Philadelphia. Hy skryf sy naam op my, waar? In my gees. Ek sal sy naam bely voor my Vader en voor sy engele. Kan ek gou vir jou sê, die engele weet dat ek en jy mee besig is. Daar's 'n engel by jou wat kyk waarmee jy besig is. Hy weet of jy met die waarheid besig is en of jy met jou eie ding besig is. Hy weet of jy besig is om jou kleed te reinig al dan nie. Hy is die getuie. Dis hoekom hy die brief aan die engele skryf. Ek sal sy naam bely voor my Vader en voor sy engele. Hoe gaan hy my naam bely? Hy gaan nie sê, Anton, ek bely jou voor my Vader. Hy gaan sê, Vader, ek sien net op hom is geskryf, my naam. Want dit is sy geregtigheid. Sy geregtigheid is die feit dat hy in my gebly het en daarom het ek in hom gewoon. Hy woon in my wanneer ek in hom woon, in sy woord. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Amen.